Nou ja, hartlike goeiemôre geliefdes. Baie welkom so saam by die huis van die Here. Dit is wonderlik om weer vanoggend so saam met u te kan wees. En my gebed is dat die Here ook vandag deur sy woord u sal bemoedig en u sal versterk en dalk as dit nodig is dalk vermaan ook, maar dit is hoekom ons hier is vir die woord van die Here. Ons is dankbaar, jy's ook weer saam met ons Rita, ons is dankbaar alles het goed gegaan daar by Angelique en ja, ook al die ander baie welkom. Nou geliefdes, net wat die afkondigings aanbetref, ek wil net vir u weer eens herinner, ons is besig met die kalender, kan julle glo ons is alweer daar vir die tyd van die jaar. So hier is 'n blanco kalender. So skryf maar net die verjaarsdag dan, ons wil net korrigeer of dit wel reg is. Jy weet daar het hierdie jaar so 'n bietjie foutjies ingesluip. So ek sal nou as ons die lied sing, gaan ek hom daar agter sit. So as jy uitbeweeg en jy het nog nie opgeskryf nie, gaan skryf maar net daar asseblief, dan weet ons dit is reg. So ons gaan vir so dalk tot volgende Sondag nog geleentheid gee om net dit vir ons te skryf. Dan gaan ons dan die nuwe kalenders dan so druk. So ja, besoekers is ook welkom. Dit is ons lekker om jou verjaarsdag ook so saam met ons te vier. So, en dan ons Bybelstudie gebedstyd, eerskomende Woensdag, dit sal dan wees 10 uur die oggend of 7 uur die aand. So ja, ons gaan voort met die boek 1 Johannes, en hierdie week kom ons by 'n baie spesiale gedeelte, 1 Johannes hoofstuk 5, en as jy nou wil weet of jy die regte vertaling Bybel het, dan gaan kyk jy sommer, wat staan daar by 1 Johannes 5 vers 7 en vers 8, gaan kyk bietjie wat staan daar, dan weet jy of jy die regte vertaling het. So moenie my vra wat moet daar staan nie, gaan kyk wat staan daar in jou vertaling, by vers 7 en vers 8. Goed, dit is 1 Johannes hoofstuk 5. Dan die voorbinding vir die siekes. John is gesond, baie dankie vir die wat gebid het vir hom, maar Amanda is beter, maar sy sukkel om gesond te word, so bid asseblief nog so baie ernstig dan ook vir Amanda. En dan bid ons nog steeds so vir Tannie Stina Liebenberg ook, en vir Tannie Elise, ons is dankbaar Tannie Elise is hier so saam met ons, ek het gesê, sy het ons lekker laat skrik, maar ons bid vir volkome herstel en genesing. Ek kon sien nou toe Tannie opstaan, daar is maar so bietjie gevolge, maar ag wat die Here sal dit genees, ons vertrou hom daarvoor. En dan vir oom Piet Besuitnout, ek het u vertel dat julle onthou so 'n paar maande gelede, toe het hulle kanker gewas uitgesny hier langs sy gesig, en nou dit is weer seer, so hy sien weer die spesialis, so die moontlikheid is daar dat daar dalk van hierdie kanker weer terug is, maar kom ons bid dan in besonder so vir oom Piet dan ook, en dan vir Jolandi Erasmus, en ons bid ook vir Katrein, sy is altyd hier, maar sy is vanoggend siek, so bid asseblief dan so vir Katrein ook. Dan die verjaarsdag het ek net een, en dit is klein Lian in Atore, dit is die 27ste Oktober. Is daar dalk nog iemand wat hierdie week verjaar? Niemand nie. Goed, nou maar dan is ek bly. Wie verjaar Tannie? Wat is die oom, hy soek koek, so gaan bak asseblief vir hom koek. Alright. Goed julle, en dan vanaand preek ek oor eienskappe waarna God soek, boodskap 2. Maar as julle nou verlede week sin gemis het, kom val in by vanaand. Ons het verlede week gesê dat die Here soek heilige manne en heilige vroue. En dit is 'n eienskap wat by ons moet wees. Ons moet dit meer en meer soek in ons lewe. En daarom gaan ons ook vanaand dan voort met daardie gedagte. Ek dink daar's in totaal 7 boodskappe wat ek wil bring daaroor. Eienskappe waarna nie mense of jou regering of jou pa en jou ma soek nie, maar waarna God soek. So belangrik en so interessant om seker te maak dat jy daardie eienskappe in jou lewe het, of ten minste daarna soek om dit in jou lewe te kry. En dan wil ek klaar vir julle sê, waaroor gaan ek volgende Sondag preek? Die Here het my al klaar gelei, en dis eintlik baie maklik, want wat gebeur hierdie week, die 31ste Oktober, wie wil 'n raai vat? Wat gebeur op daai dag? Dit is hervormingsdag. Ja, so dit is daardie dag waar ons Christelike kerke wat vandag bestaan eintlik, ek wil sê ons volle bestaansreg gekry het, alhoewel dit daar was, maar toe dit heeltemal op 'n dwaalspoor gegaan, die Rooms-Katolieke kerk, dit was op 'n stadium die enigste kerk wat daar toe was,
En Martin Luther onder andere, wat in die Rooms-Katholieke kerk was, die Here het met hom gepraat, soos wat hy deur die Bybel gelees het, en so het hy toe nou sy stellings daar teen die kerkse deur gaan vastslaan, en dit het die hervorming begin, en dit is uiteindelik hoe ons vandag 'n Bybel in ons taal kan hê, is te danke aan die hervorming wat God laat plaasvind het, en ook al die ander dinge, maar ons gaan volgende Sondag bietjie daarna kyk, wat beteken hervorming vir ons, en ons gaan so bietjie dit vier, omdat dit nou in die week val, gaan ons volgende Sondag bietjie hervormingsdag dan so saam vier, en die eer aan die Here gee. Goed, dan daarby stoor die datums, daar is 'n kerkraadvergadering die 30ste Oktober om 6:00, so neem asseblief net kennis daarvan. En dan ons gemeentekamp by Leeuwspoor Wildreservaat die 14de tot die 16de November. So ons wil asseblief vra dat almal hierdie week die gelde kan inbetaal asseblief, want ons wil teen volgende Sondag wil ons ten minste hulle al laat weet dat ons jy weet dat ons al die geldjies, alles is reg en so voort. So as daar iemand is wat 'n probleem het, praat dan net met Charlotte, dat ons net weet, goed, jy sal die week daarna dalk of so, maar ons wil asseblief vra dat almal hierdie week, ons het al daar, ek dink by Maart maand begin so, en toe het ons gesê, sit so lank 'n bietjie weg, so, julle is baie welkom om dan net dit vir ons dan so te betaal, sodat ons dit kan finaliseer. Onthou, dagbesoekers is welkom, veral die 16de November, want daar gaan nie 'n kerkdiens hierso wees nie, ons gaan die kerkdiens sommer daar hou. So as jy nou nie die naweek kan kom nie, as gevolg van watter rede ook al, kom nou, bring sommer vriende saam, bring jou kinders en jou kleinkinders, bring almal saam. Dit is 'n vakansieoord, so jy kan nou 'n bietjie die dag uitkom en dit daar saam met ons kom geniet. Ons gaan daai oggend vroeg 9:00 gaan ons kerkdiens daar hou, en dan hierso so teen 12:00 se kant gaan ons lekker saam eet, maar ons gaan ook nog steeds die dag saam geniet daar op die vakansieoord. So kom geniet dit saam met ons daardie dag. Nou as jy 'n dagbesoeker is vir daai dag, bring asseblief net 'n R70 saam, want dit sluit nou natuurlik nou jou kossies in en so voort, en dit is nog steeds verniet. Jy kan nou 'n bord kossie in die dorp gaan koop, dan gaan jy in 'n geval ook omtrent soveel betaal. So en dan het jy nie eens daai wonderlike geselskap nie. So kom geniet dit daar saam met ons. So neem asseblief kennis dan net van dit, dat ons die geldjies gereed kry. Nou die dagbesoekers ook, laat weet ten minste vir ons, vir my of vir Charlotte, ja, ek kom daardie dag, want onthou, daar moet nou kos voorberei word. So jy kan sommer al vandag net vir Charlotte daardie diens sê, hoor jy, ek kom ook, dat ons net weet dat ons die getalle reg het. Goed, en dan die laaste wat ek wil noem is, onthou ons Kersangdiens die 14de Desember, en dit is dan met oom Piet Smit. So kom geniet dit dan so saam met ons. Ek glo meeste van julle is nog daai tyd hierso, ek glo nie mense gaan meer baie weg nie. So maar kom geniet dit saam met ons dan daardie tyd. Kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Here, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en jou Jesus Christus, sy Seun, word aan die geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees van God. Amen. Goed, julle, kom ons staan, dan sing ons daar die lied.
Nou, ek wil net vir u net herinner daaraan, ek weet ek het dit laas maand gesê, maar toe die Here my anders gelei, maar ek het begin om vir elkeen so 'n persoonlike boodskap uit te stuur wat ek Februarie ook uitgestuur het. En ja, dit gaan maar oor die gee van tiendes. So, maar iemand het eendag gesê, gelukkig nou nie ek nie, maar ek haal die persoon aan. Iemand het eendag gesê, as iemand kwaad word of kla oor iemand praat oor tiendes, dan is dit omdat hulle dalk skuldig is in die gee daarvan. So moet nou nie vir my kwaad word nie, maar dis eintlik 'n baie mooi boodskap. Dit is eintlik net uit die Bybel uit. Wat vra die Here van ons rakende die gee van tiendes? En dit raak elke een van ons, want of jy nou R1 kry, dan beteken dit 'n tiende daarvan, 'n 10% behoort aan die Here. Maar u sal die boodskapie kry, en daar gaan ek nou baie mooi dit verduidelik, teksversies by, so ek deel dit maar net met u. Nou ek nooi u om die woord van die Here op te maak by die gedeelte wat handel oor 'n blind date. Julle weet natuurlik waar is dit, nee? 'n man en vrou het mekaar nog nooit gesien het nie. En toe het hulle toe nou met mekaar getrou. Ja, moenie dink dat hierdie moderne goed van ons is nie. Ons lees al van dit in die Bybel. Goed, kom ons maak oop by Genesis hoofstuk 24 en ons gaan dan daar saam lees. En dit is die verhaal van Rebekka. En ons gaan kyk wat daar gebeur het en hoe ons vandag daaruit kan leer. Nou ek gaan nou nie praat oor die date en daai tipe dinge nie, die afspraak nie, maar wel daai geloof, daai stap van geloof en vertroue wat sy in die Here gehad het en ook die ander persone wat daar betrokke was by hierdie hele onderwerp. Genesis 24, ons lees daar saam vanaf vers 1. En Abraham was oud en ver op sy dae, en die Here het Abraham in alles geseën. Toe sê Abraham aan sy dienaar, die oudste van sy huis, wat die opsig gehad het oor al sy goed, lê tog jou hand onder my heup, dat ek jou kan laat sweer by die Here, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun gaan geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaaniete onder wie ek woon nie. Nou, net gou vinnig, net gou daar onderbreek. Onthou, hulle is nou in 'n vreemde land. Daar is nie van hulle nasie daar, as ek dit so kan stel nie. En onthou, dit gaan nou oor die belofte uit en uit. So moet nou nie iets anders daarin sien nie. Dit gaan net oor die belofte. Die Here het gesê, uit jou nageslag sal ek nasies voortbring. So, dis belangrik dat Abraham geweet het, daar moet uit hulle geslag uit, moet daar natuurlik dan voortgebring word. Kom ons lees vers 4. Maar dat jy na my land en my familie sal gaan om vir my seun Isak 'n vrou te neem. Toe sê die dienaar vir hom, miskien sal die vrou my nie wil volg na hierdie land nie. Moet ek u seun dan maar terugbring in die land waaruit u weggetrek het? En Abraham antwoord hom, neem jou tog in ag dat jy my seun nie weer daarheen bring nie. Die Here, die God van die hemel, wat my uit my vader se huis en uit my geboorteland weggeneem het, en wat met my gespreek en vir my gesweer het met die woorde, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee, hy sal sy engel voor jou uitstuur, en jy moet vir my seun daar 'n vrou gaan haal. Maar as die vrou jou nie wil volg nie, dan is jy ontslaaf van hierdie eed aan my. Jy moet net my seun nie weer daarheen bring nie. Toe lê die dienaar sy hand onder die heup van Abraham, sy heer, en hy het vir hom gesweer met die oog op hierdie saak. En die dienaar het 10 kamele van die kamele van sy heer geneem en weggegaan met allerhande kosbare goed van sy heer by hom. Hy klaargemaak en na Mesopotamië, na die stad van Nahor getrek. En hy die kamele laat neerkniel buitekant die stad by 'n put teen die aand, teen die tyd dat die vroue uitgaan om water te skep, en gesê, Here, God van Abraham, my Heer, laat ek haar tog vandag ontmoet, en bewys guns aan Abraham, my Heer. Hier staan ek by die fontein,
terwyl die dogters van die manne van die stad uitkom om water te skep. Laat dit nou tog gebeur as die dogter aan wie ek sal sê, hou tog jou kruik dat ek kan drink. Antwoord, drink en ek sal ook u kamele laat drink, dan is sy dit wat u bestem het vir u knegt Isak, en daaraan sal ek weet dat u guns aan my Heer bewys het. Hy het nog nie klaar gespreek nie, of daar kom Rebekka uit vir wie Bethuel, die seun van Milka, die vrou van Nahor, Abraham se broer, gebore is, met haar kruik op haar skouer. En die dogter was baie mooi van aansien, 'n jong meisie, en geen man het haar beken nie. En sy het afgedaal na die fontein en haar kruik volgemaak en weer opgekom. Toe loop die dienaar haar tegemoet en sê, laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink. En sy antwoord, drink my Heer. Daarop laat sy gou haar kruik op haar hand afsak en laat hom drink. Nadat sy hom genoeg laat drink het, sê sy, ek sal vir u kamele ook skep, totdat hulle genoeg gedrink het. Dadelik het sy toe haar kruik in die drinkbak leeggemaak en weer na die put geloop om te skep en vir al sy kamele geskep. En die man het haar stilswyend betrag om te weet of die Here sy weg voorspoedig gemaak het of nie. En toe die kamele genoeg gedrink het, neem die man 'n goue ring, 'n half sikkel in gewig, en 2 armbande vir haar hande, 10 sikkels goud in gewig. En hy sê, wie se dogter is jy? Vertel my tog, is daar plek vir... So, as jy nou gaan aanlees, sal jy sien hoe dat hy toe nou Rebekka neem, daarna Isak toe, en toe hulle mekaar sien, toe vat hy al sommer daar in die huis in, en hy weet dit is sy vrou, sonder dat hulle mekaar ooit geken het. Nou wonder ek so by myself, daar is mos oomblikke in my en in u lewe, waar ons ook nie weet wat te kan toe nie. Ons het nie antwoorde nie. Ons kan niks verder sien nie. Net soos wat Abraham gesien het, jong, hy word al oud en hy sien sy seun word dalk ook ouer en hy soek hierdie belofte van God om waar te kom. En hy sien niks nie, net so ek en u. Ons sien ook nie altyd die uiteinde van dit alles nie. Maar tog werk die Here. Die Here het aan hierdie plan gewerk. Het u gesien wat daar gebeur het? Hierdie diensknegt het nog gebid en terwyl hy bid, hier kom die hele plan in aksie. Binne oomblikke val alles in mekaar. En dit is hoe God hierdie werk doen. Nou, ek wil vanoggend vir julle sê, gaan kyk terug op jou lewe. Jy sal sien, daardie tye waar dit vir jou gevoel het, God het jou vergeet, of hy is stil, gaan kyk maar terug. En jy sal sien, dat God al die tyd 'n plan gehad het. Al die tyd het die Here 'n plan gehad, en net soos jy vanoggend hier sit, jy bid dalk oor 'n saak, jy soek dalk 'n beter werksgeleentheid, jy soek dalk beter dit of dat, en dit voel vir jou alles is net stil. Weet, die Here is besig met 'n plan. Ja, die Here se planne werk nie altyd dieselfde dag uit nie, dit kan dalk 'n tyd neem, maar God het 'n plan met jou lewe. Luister, ek wil vir elkeen van u sê, ek wil elkeen so vinnig in die oë kyk en sê, die Here is besig met jou lewe. Hy het 'n plan met jou lewe. Maar die groot vraag is jy deel van daai plan? Want 'n mens kan so maklik teen dit skop, en jy kan kwaad word selfs vir die Here, omdat hy jou nie nou dit wil gee nie. Is jy bereid om in geloof te wag en in geloof dinge te doen? Net soos wat ons lees hier van die diensknegt, net soos wat ons lees wat het Rebekka gedoen. So dit is nie net toevallig dat daar dinge in jou lewe is nie. Alles gebeur met 'n plan. En in die Bybel is daar baie voorbeelde van mense wat die Here so gebruik het. Mense wat op 'n stadium moes ook wag in hulle lewe. Die Here het nie alles net so op een slag laat gebeur nie. Ek meen dieselfde Abraham, dieselfde Isak, julle onthou, ek het so 'n paar Sondae gelede daaroor gepreek. Hoe lank moes hy wag voordat Isak gebore is?
99 jaar. Dis hoe lank Abraham moes wag, en toe hy 100 jaar oud is, hier is Isak gebore. So, daar is soms 'n wagproses. Maar ek wil hê jy moet hierdie geloof sien. Abraham, wat nog steeds geloof het dat die Here dit gaan doen. Dis hoekom hy sy diensknegt stuur. So hy het geloof in God se plan. Die diensknegt het geloof in God se plan. Maar hy het so 'n bietjie eers gehuiwer, maar wat as die vrou nog nie saamkom nie, maar tog het hy daai geloof, want hy gaan in gebed tot die Here en sê, Here, as ek dit vir daai vrou sal vra, en sy antwoord my dit, dan weet ek dit is sy. En Rebekka los haar familie. Sy los alles, daar in die dorp wat sy ken, los sy alles, en sy gaan saam met 'n vreemde man, om 'n ander vreemde man te gaan ontmoet, en haar lewe saam met hom te gaan spandeer. Dit is nou amper soos toe ons in Ermelo was. Dink die tannie is toe nou oorlede, tannie Marie. Ja, sy is toe nou oorlede. Nou, tannie Marie, toe ons al ontmoet het in die gemeente toe, was sy 92 jaar oud gewees. En sy vertel toe nou vir ons die verhaal van, sy kom eintlik uit Pole uit daai Pole uit kom sy, en daai tyd met die wêreldoorlog is sy weggevoer toe nou na Rusland toe, en in Rusland het hulle toe nou van die Russe het van hierdie, amper nou maar soos krygsgevangenes het hulle hier bo in Afrika, daar in konsentrasiekampe geplaas. En later het hulle toe nou vir die vrouens toestemming gegee dat hulle kon nou in mense se huise gaan werk het, en so het sy onder andere by 'n vrou gaan werk, sy het haar genoem haar nanny. En so het sy nou daar gaan werk by hierdie nanny van haar. En toe nou later, soos wat dit nou aangaan, hulle het 'n permit om daar te wees, en die permit moet gestempel word deur die Russe, en die Russe het toe nou later onttrek daar, en dit kom by die tyd om haar permit te hernie. En so vertel sy nou vir haar nanny, jong, ek moet terug gaan Rusland toe, want hulle is nou nie meer hier nie, ek moet hierdie permit van my gaan hernie. Maar daar is 'n ander moontlikheid, en dit is, as ek sou trou hier, dan kry ek burgerskap hier. En sy vertel toe vir ons die volgende dag, toe sien sy net hierdie nanny van haar praat toe nou daar met 'n man, 'n redelike ouer man. En hier kom die man daar na haar toe geloop. Nou die man is oorspronklik van Suid-Afrika af. En hy kom daar na haar toe geloop, en hy's 20 jaar ouer as sy. Nog nooit mekaar gesien in hulle lewe nie. En die man kom daar met sy gebroke Engels, en ek sal nooit vergeet hoe tannie Marie dit vertel nie, en sy sê toe daar so, wonder of oom Druiselle vir tannie Marie ken het. Ja, julle het ook daai storie gehoor. Nou, oom Druiselle was ook in Ermelo, so kom ek nou so vinnig dink. Nou, tannie Marie vertel toe, hier kom hier die man in sy gebroke Engels, en hy sê, I hear you have a problem. We can fix that problem. En sy sê toe, it's fine with me. En daar gaan hulle trou. En ek kan nie onthou vir kinders het hulle saam gehad nie. 5, ek dink daar rond. En so het hulle toen uiteindelik teruggekom Suid-Afrika in Ermelo, en die huis waar sy gebly het was, waar sy en haar oorlede man toe nou nog al die tyd gebly het. Nou, hy was toen al oorlede gewees en so voort, maar het is presies dieselfde verhaal. Mekaar nooit ontmoet, en hier kom hy, we can fix that. En nou ja, daar gaan hulle, en sy toe nou, daarom geleer Afrikaans praat, maar mense kan nog daai aksent van haar gehoor het. Maar dit is presies hier. Rebekka gee alles op wat sy ken, om saam met die vreemde te gaan. Dis 'n stap van geloof. En so kom, herinner Rebekka se verhaal, ons luister, dit is nie net 'n liefdesverhaal nie. Nee, dis nie vir vandag se doel nie. Dis nie net 'n liefdesverhaal nie. Dit is my 'n verhaal van goddelike leiding. Dit is my 'n verhaal van gehoorsaamheid. Dit is my 'n verhaal van die perfekte tydsberekening van die Here. En dis hoekom ek sê, die Here is besig met daai plan in jou lewe. Moet dit nie vergeet nie. Die Here is besig met daardie plan. Nou, dit wat ons uit hierdie verhaal uit kan leer, is die heel eerste, God se plan is reeds in werking voordat ons selfs bid. Voordat ons selfs bid, is God besig met daardie plan. Dit sê nie ons moet nie bid nie. Dit is nou net daai vertroue wat ek juist bevestig teenoor die Here. Dis hoekom ons bid. Nou, ons lees in vers 15, en hy het nog nie klaar gespreek nie, of daar kom Rebekka uit.
So, hy is nog besig om te bid, en hier kom die plan in aksie. Terwyl hy nog met God praat, stuur die Here die antwoord. Nou, baie interessant is dat hy tog gebid het. Hy daardeur beklemtoon, Here, ons kan nie sonder U hierdie plan uitvoer nie. Ons is afhanklik van U. En ek dink by myself, Rebecca dalk ook gebid. Want hoekom spesifiek sy, behalwe vir haar karakter wat sy gehad het van om dienend te wees, dalk net dalk, is sy ook een wat gebid het, want sy het ook God geken. Sy het ook gebid en gevra, ag Here, wat gaan van my lewe word? Ek bly nog by my ouers, ek sien nie iets in my toekoms nie. Dalk kon sy ook gebid het en nou gekleer die prentjie maar net bietjie in, wat moontlikhede kon gewees het. Ag Here, ek kry nie 'n werk nie, wat gaan van my word? Ek wil ook graag iemand hê, ek wil ook graag kinders hê. En sy het ook dalk gebid, en op daardie dag, toe laat die Here daardie plan in aksie gebeur. En hoeveel keer het u nie al gebid en gedink, ag die Here het my vergeet nie, of die Here is stil, sonder dat jy weet, dat Rebecca op pad is. Jy bid, en jy dink die Here is stil, maar Rebecca is op pad. En daai Rebecca, weet u wat ek nou daarmee bedoel is, daai oplossing, daai waarvoor jy bid, dit is dalk op pad. Weet jy wanneer kom sy nie, maar sy is op pad. En sy lyk dalk bietjie anders as wat jy dink, maar sy is op pad. Dit is dalk heeltemal anders as wat jy dink, maar Rebecca is op pad. En dalk voordat jy nog klaar gebid het, is die Here alreeds besig met daardie plan. En nie net lees ons dit hier nie, ons lees dit byvoorbeeld in Jesaja ook. Jesaja 65 vers 24 lees ons, en voordat hulle roep sal ek antwoord, terwyl hulle nog spreek, verhoor ek. En onthou daai, jy mag dalk vanoggend hier sit en sê, maar ek bid nou al en ek bid, maar ek kry nie antwoord nie, want jy kry dalk 'n ander antwoord as wat jy soek. Want die Here kan dalk vir jou sê, maar wag net bietjie, wag net nog 'n bietjie. Of die Here kan vir jou 'n ander antwoord gee, maar jy hou nie van daai antwoord nie. Maar die Here sê daar, ek sal jou verhoor, selfs wanneer jy besig is om te bid. Dit laat dink my aan 'n vrou wat op 'n stadium my kom sien het vir berading, en sy vertel vir my, dat sy het hierdie werksgeleentheid gekry. En sy het so gebid daarvoor, en sy het haar CV gestuur, en hulle het haar selfs geskakel, en sy het gegaan vir 'n onderhoud, maar nou hoor sy niks nie, en ek probeer haar nog bemoedig, en ek sê vir haar, jong, maar jy sal dalk nog van hulle hoor, en sy sê, maar dit is al 2 maande later, en nou weet ek nie wat om vir haar te sê nie, want hulle het gesê, hulle sal 'n e-pos terugstuur, en wat gebeur toe? Omtrent nog so 2 weke na dit, wat sy my kom sien het, toe kry sy die nuus, 'n oproep, mevrou, ons wag vir jou, jy moet kom. Sy sê, maar ek het nie 'n e-pos gekry nie. Nee, maar dan moet ons gaan kyk, want ons het al lank al 'n e-pos gestuur. En iewers het die e-pos net weggeraak. Sien, sy het begin moedeloos word, maar die Here het alles klaar in plek gehad. Haar hele kontrak was klaar opgestel, alles was reeds gereed. Toe sy daar instap, teken sy net hier, teken daar, en daar begin sy te werk. Alles was klaar in plek. En net so met u ook. As u bid, moet u weet, alles is klaar in plek. Ek sê weer, dalk anders as wat u dink, maar alles is klaar in plek. Ja, die kamele is op pad met Rebecca. Jy moet net weet, 'n kameel is soms bietjie stadig, maar daai kamele is op pad. Dit bring my by die tweede gedagte. Rebecca se karakter het haar gereed gemaak vir God se doel. Omdat sy hierdie tipe mens was, kon die Here haar gebruik in sy plan. Ons lees in vers 19, nadat sy hom genoeg laat drink het, sê sy, ek sal vir u kamele ook skep, totdat hulle genoeg gedrink het. Weet, ek gaan lees 'n bietjie hoeveel
Ten minste, hoeveel liter water drink 'n kameel? 10 liter, ten minste. En hierso staan en sy het hulle laat drink tot hulle genoeg het. So kom ons werk dit op die minste. 10 liter, 10 kamele, 100 liter water, wat daai vrou moes gaan skep het. Sy kom nie en sê, ag maar jong, maar kyk, jy het nou lekker sterk arms, kom help my nie. Sy kom nie met verskonings nie. Sy's dienend. Dit is haar karakter. Dit is haar karakter. Sy kom nie met verskonings, maar ek weet nie hoe om dit te doen, of iets in hierdie lyn nie. Sy doen dit, sonder enige klaarheid. Dit is haar karakter. Sy was nie 'n lui vrou gewees nie. En dit is hoekom God haar gebruik het. En nou wil ek vanoggend vir jou vra, hoe lyk jou karakter? Kan die Here jou gebruik in sy plan? Want onthou, as jy die hele tyd verskonings het, dan gaan daai plan dalk uitgestel word. Is jy regtig gewillig om te doen wat ook al die Here van jou vra? Al kos dit jou om 100 liter water vir 'n vreemde persoon te gaan skep, sal jy dit doen. Die karakter het gemaak dat die Here haar kon gebruik het. Ek sê weer meer as 100 liter water, want hy het ook nog gedrink. So die Here soek nie perfekte mense nie. Die Here soek mense, en ek praat besonder met sy kinders vanoggend. Die Here soek mense wat met vreugde dienend is. Met vreugde dienend is. En nie kla nie. Nie allerhande verskonings gee nie. Nergens hier lees ek dat Rebekka eers 'n halwe verskoning gegee het nie. Nergens. Dit sê vir ons, die karakter van Rebekka. Dit is hoekom die Here haar gebruik het. En ja, soms gebeur daar dinge agter die skerms. Ons hoef nie altyd op die voorgrond te wees nie. Ek meen, niemand het eintlik gesien dat sy nou spesifiek daar 100 liter water gaan skep het nie. En dit is ongelukkig, jy weet, die duiwel wil ons mos maar baie keer hoogmoedig maak. Ons wil eers vir almal sê, ons wil 'n videoetjie maak en dit daar op Facebook sit, nê. Kyk, ek het vir almal 100 liter water gegee. Kyk hoe oulik is ek. Kyk, ek het gaan Bybels uitdeel. Dit is hoe ons is vandag. Ons wil daai tipe aansien hê. Maar niemand het dit gesien nie. Dit was 'n saak tussen haar en die diensknegt en die Here. Dis al wie geweet het van dit. Dat sy so dienend was, so daar agter die skerms het sy dit gedoen. En jy weet, dit laat dink my aan van die films wat in die filmbedryf is. Maak nie saak wat 'n film nie. As jy nou dink aan 'n film, dan dink jy aan die akteur wat dalk daarin gespeel het. Wat ook al daai film is. Van die ouer mense sal nou sê, jong, ja, ek onthou nog Charles Bronson, en ek sal onthou, jy weet, daai Steve McQueen, en daai tipe. En van die nuwer, ek ken ook nie al die nuwe akteurs nie, maar julle sal hulle onthou, né? So wys jy wat se films kyk ek. Maar jy sal dalk daai naam kan koppel aan daardie film. Maar hier's die ding. Dis eintlik nie daardie persoon wat die film suksesvol gemaak het nie. Daar's mense agter die skerms. Daar is die redakteur, daar is die een wat die storie geskryf het, en, daai mense, ons sien het hulle name so vinnig flits daar. Ons weet nie eens wie het dit geskryf. Ek meen, dink nou aan 'n groot film wat ek kan onthou, 'n ou film wat my pa vir baie lief was, en ek ook, The Great Escape, onthou julle van Steve McQueen, en al daai wat daarin gespeel het, en Charles Bronson, ensovoorts. Dit is 'n fantastiese film, ou film, maar ek weet nie eens wie het hom geskryf nie. Ek weet nie eens wie was die redakteur ensovoort nie. Ek weet nie eens wie was die uitgewers nie. Maar ek weet wie was die akteurs. Sien, ons hoef nie almal akteurs te wees nie. Want daai persone wat agter die skerms werk, is baie keer belangriker. Dis hulle wat dit suksesvol maak. Iemand het een keer gesê, karakter is wat jy doen wanneer niemand kyk nie. Gaan dit weer sê. Karakter, jou karakter is wat jy doen wanneer niemand dit sien nie, wanneer niemand kyk nie. Rebekka het nie gedien om iemand te beïndruk nie, sy het dit net gedoen want dit was wie sy was.
En nou het ek vir u nuus. Kyk wat sê die Here vir ons in Lukas 16 vers 10. Hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou. En hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. So waarop het neerkom, as jy in daai klein dingetjies om net vir iemand water te gee, getrou is, dan sal jy in die groot dinge ook getrou wees. Ja, niemand sien dalk raak wat jy doen nie, niemand sien hoe jy bid nie, niemand sien hoe jy die evangelie met iemand deel nie, niemand sien hoe jy daar vir iemand help wat in nood is nie, maar die Here sien dit, en dit is jou karakter. So as jy vanoggend eerlik en opreg is, dan kan die Here jou gebruik in sy plan, want die Here gebruik eerlik en opregte mense. So sien nou dit soos 'n film. Die Here nooi jou nie vir 'n onderhoud om te kyk hoe lyk jou CV en wat het jy al bereik en in watse films het jy al gespeel nie. Nee, die Here soek nie dit nie. Al wat die Here soek is opregtheid. Dis al wat die Here soek. Opregtheid, dit moet jou karakter wees. Dienend, nederig. Dit is wat die Here soek. So ek wil hierdie punt afsluit en vra vir jouself vanoggend. Sal jy as jy 'n vreemde man kom, dis 'n toets vir jou en vir my. As jy 'n vreemde man kom en hy vra, jong, ek soek by water om te drink asseblief. Sal jy uit jou pad uit gaan om hom water te gee en sy kamele ook sien en sê, jong, maar kom ek gee vir jou kamele ook. Sal jy dit doen? As jy vanoggend nee daarop antwoord, dan weet jy, waar lê die probleem dalk? In jou plan. Want die Here wag dalk dat jy eers daar kom. Dan ons derde gedagte, wanneer God die deur oopmaak, stap uit in geloof. Ja, ons kan nooit wegkom van geloof af nie. Ons het dit nou gesien by ons 1 Johannes Bybelstudie ook, dat geloof en liefde loop hand aan hand. Jy kan nie die een sonder die ander nie. Jy kan nie die Here dien sonder geloof en liefde nie. Jy kan nie jou naaste dien en lief hê sonder geloof en liefde nie. Geloof is die basis van ons Christelike geloof. En so lees ons in vers 58, en hulle het Rebekka geroep en haar gevra, wil jy met hierdie man saamgaan? En sy antwoord, ja. En weer eens, is vir my so interessant, dat die Bybel stop net daar. Geen ander verskoning nie. Nie ja, ek wil net gou dit, net ja. Dis al. Dis 'n karakter. Ja. Ek gaan saam. Nou, dink gou weer. Sy het nog nooit vir Isak ontmoet nie. Sy weet hy is dalk 'n verskriklike lelike man. Sy weet nie. Sy weet nie wat is die omstandighede daar nie. Sy weet niks van dit nie. Sy weet nie, is hy dalk 'n bekleierige man nie. Sy weet niks. So hoekom is sy dan bereid om te gaan? Hoekom net 'n eenvoudige ja? Nee, ja, ek gaan maar nou eers kyk hoe lyk dit daar, en dan sal ek julle laat weet, of niks van dit nie, net ja. Hoekom sal hierdie vrou net 'n ja gee? Want sy staan in geloof met die Here. Dis dit. Dis hoekom ek sê, ek kan sien, hierdie vrou was 'n vrou wat gebid het. Toe hierdie met haar gebeur, is sy nie onkant gevang nie. Sy het geweet, maar die Here is dalk besig met daai plan in my lewe. En sy sê net ja. Sy gee nie om hoe die omstandighede was nie. Stel jou voor, jy's in Rebekka se skoene vanoggend. En jy moet daar in die onbekende ingaan. Nou nie noodwendig nou 'n man of 'n vrou nie, maar jou omstandighede. Jy moet dalk daar in die onbekende ingaan. Jy moet dalk iets vir die Here gaan doen wat jy glad nie van hou nie. Wat teen jou beginsels is, wil ek amper sê. Die Here kan van jou so iets vra. Die Here het vir die einste Abraham gevra om sy eie kind te gaan doodmaak. So die Here kan vandag van jou iets vra wat vir jou moeilik is. Maar wat gaan jy antwoord? Ek wil sê, as die Here wat ook al vra, moet daai antwoord altyd wees, ja. Nee dit, ja. Dit laat dink my aan, so het was iewers in 'n storie wat ek dit gesien het, of so animasie waar
man so op die berg geloop, maar hy het nou sy oë toe, en hy kyk net so op, maar sy oë is toe, maar hy kyk net daar op, en hy loop hier op die berg, en daar is toe 'n afgrond. Maar hier loop die man toe nou aan, want ewe skielik toe verskyn daar nou 'n brug, hier waar hy nou loop, jy weet ewe skielik, soos dat hy sy voetstappe so neersit, dan is daar 'n brug, dan loop hy daar op, en toe hy aan die ander kant kom, toe kyk hy nou eers so terug, en toe wonder hy nou, hoe het hy nou hier gekom? Sien, dit is vir my 'n praktiese illustrasie van geloof. Jy sien nie daai brug nie, jy sien nie vanoggend daai uitkoms nie, maar daar is uitkoms, maar jy moet staan in die geloof. Jy moet loop daar waar nie eens 'n brug is nie, want wat sê Hebreërs 11 vir ons? Geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie sien nie. Dis dit. Jy sien nie daar die uitkoms nie, jy sien nie daar die brug nie, maar jy loop, want jy glo die Here gaan vir jou 'n pad daar maak, en dit is wat Rebekka gedoen het. Dis hoekom sy net eenvoudig sê ja, sonder enige iets verder, net ja, want sy het haar geloof in die Here geplaas. Sy het geweet, al is dit 'n moeilike man, al is dit 'n lelike man, maak nie saak nie. Die Here gaan vir my daai pad gelyk maak. Dis waar haar vertroue was, in die Here. So geloof sê, ek weet nie alles nie, maar ek weet wie ek volg. Geloof sê ook, ek sien nie die pad nie, maar ek ken die padmaker. Dis geloof. En dit is wat ons ook lees in 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ek gaan kyk maar in die Bybel, waar dit oral gebeur. Ek meen, kom ons gebruik 'n welbekende figuur, Dawid. Julle onthou dat toe hy gesalf moet word as koning deur Samuel. Samuel het na sy broers gekyk. Ek dink hierdie een, daardie en hierdie een. Dit was nie Dawid nie. Volgens aanskouing was dit nie Dawid nie, maar tog kies die Here hom. En wat 'n merkwaardige koning was Dawid gewees. So die Here kyk nie na die aanskouing nie, en net so ons ook. Ons moet nie kyk daar waar vir ons lyk of daar 'n weg is nie. Weet, ek het al baie keer gehoor mense sê, jong, ek wag net as hulle my skakel, dan weet ek. Dit mag so wees. Maar soms moet jy juis iets doen sonder dat daar enige aanduiding is van 'n uitkoms. Want dis waar jy daar loop, waar daar die brug is. So, Rebekka het eenvoudig net gesê, ja. Net ja. En wat so interessant is dat deur daai ja, het sy Israel se toekoms verseker. Want ek meen, sy is wie? Die ma van wie? Abraham, Isak, Jakob. So sy is Isak se vrou, Jakob se ma. Wonderlik is dit. Hoe wonderlik is dit, né? So, as ons praat van die God van Abraham, Isak en Jakob, moenie vir Rebekka vergeet nie. Maar dan kom ons by die laaste gedagte. Hoekom moet ons so staan in die geloof? Hoekom moet ons sterk staan? Want uiteindelik, en ek hoop julle almal word bemoedig deur hierdie punt, want God beloon diegene wat in geloof wandel. Ons doen dit nie om 'n beloning te kry nie, nee, want dan doen jy dit mos nie in geloof nie. Jy doen dit daar net om die Here te dien, jy doen dit want dit moet jou karakter wees, jy staan in die geloof, maar raai wat? Die Here self beloof seën, hy beloof beloning aan die wat wel in geloof wandel. As julle nou daar verder sou lees, Genesis 24 vers 67 staan daar, en Isak het haar in die tent van sy moeder Sara ingebring, en Rebekka geneem, en sy het sy vrou geword, en hy het haar lief gehad, soos Isak dan getroos na die dood van sy moeder. Sy het van water dra verander na, ek wil amper sê, 'n belofte dra, 'n verbondsdraer. Want is daai belofte wat die Here met Abraham gemaak het. So in die Bybelse blaaie staan sy as nie meer 'n waterdraer bekend nie, maar as die belofte draer bekend. Daar sou nie 'n volk Israel gewees het as dit nie vir Rebekka was nie. En ek sê weer, die Here het haar wonderlik geseën.
En nou wil ek vir u sê vanoggend, as jy in geloof en gehoorsaamheid wandel met die Here, dan sal die Here hy sal jou ophef op die regte tyd. Hy sal jou optel. Die Here sal vir jou uitkoms gee. Maar die vraag is, vertrou jy genoeg? Staan jy in geloof? Al is daar niks rondom jou nie, staan jy in die geloof? Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Met ander woorde, dis presies net dit. Jy moet glo dat die Here 'n beloner is. Staan in die geloof. Die Here sal vir jou beloon daarvoor. Jy weet, ek wil afsluit met hierdie illustrasie en ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek hier vir u gaan vertel. Daar was op 'n stadium 'n jong dame gewees. En sy vra vir die Here, ek wil graag aktief wees om vir u te werk. Wat wil u hê moet ek doen? En na 'n tyd toe lei die Here haar, hoe ook al, op watter manier ook al, lei die Here vir haar, maar daar by die koffie en tee, jy moet vir die mense daar vra, jong, kan ek vir jou koffie ingooi? En jy gooi vir hulle koffie daarin en jy gee vir hulle daai beker in die hand. En net soos Rebekka, hy wil sy nie, sy het ook iets groter verwag. Maar sy gaan doen dit met vreugde. Sy gaan doen dit omdat die Here dit van haar vra, om koffie vir ander mense te gee. En sy het gedink, ag, dis maar eintlik iets klein, ek kan eintlik nie iets meer daarmee bereik nie. Dit is wat sy ook gesê het, maar nogtans gaan sy en sy gaan doen dit. En een Sondag, toe kom daar 'n besoeker, 'n man. En hy kom besoek by hierdie gemeente, en hy het nog nie baie van die diens gehou die Sondag, jy mos maar, kyk, ons predikante, is nou 'n snaakse ding, as jy nou nie self hier voor staan nie, oom Dries sal dalk weet waarvan ek praat. Jy weet, party Sondag voel dat jy kom net nie lekker oor nie, en dit was dalk nou daai Sondag gewees, jy weet, die ou was nou nie baie beïndruk met die boodskap nie, maar hy stap uit, en toe hy uitstap, toe kyk hy en hierdie glimlag uit, in daai vrou glimlag van oor tot oor, en sy gee vir hom 'n koffie in die hand, meneer, baie welkom, so dankbaar jy's hier vandag, en daai vreugde, en hy kyk haar so en hy drink die, sy was 'n bietjie ouer as hy gewees, en hy drink die koffie klaar. En toe sy nou klaar die koffie, toe hy nou klaar die koffie gedrink het, toe sit hy dit daar en hy sê, dankie vir jou vriendelikheid. En die volgende Sondag is hy weer daar. En hy kan nie wag vir daai koffie en hy gaan drink daai koffie, want hierdie vrou het hom gegroet met daai vreugde. Dis iets klein wat sy doen, maar daai vreugde. En na verloop van 'n paar Sondae wat hy daar is, toe gee hy sy hart vir die Here, daar in 'n diens. En hy stap na die diens daar na daai vrou toe en hy gaan skud haar hand so en hy sê, baie dankie. Dankie vir wat jy vir my gedoen het. Dankie dat jy my gegroet het met 'n glimlag. Anders sou ek nie weer teruggekom het nie. En ek het teruggekom en ek het vanoggend die Here se stem gehoor. Ek het my hart vir die Here gegee. En so daai man ingeskakel by daai gemeente. En hy ontmoet toe nou 'n vrou later en hulle is toe getroud. En elke keer dan, hy het daar toe hy die eerste Sondag saambring, koffie, daar kom ons gaan koffie drink. En hy gaan sê, dit is nou my geestelike ma hier, ek wil jou voorstel aan my geestelike ma. En so kry hy later kinders, en daai kinders het groot geword met die gedagte van, dis ouma daai. En nou wil ek net gou 'n bietjie terugspring, die vrou het geen familie gehad nie. Haar man is oorlede, geen kinders gehad nie, sy was stoksiel alleen in die lewe. En sy gaan skink koffie. En daai man se kinders begin haar ouma noem. En so het hulle groot geword met die gedagte van, dis ouma. En hulle kry toe kinders. En daai tannie lewe nog steeds. En daai kleinkinders, hulle kom speel elke tweede dag by daai tannie se huis. Dis ouma Grietjie daai, ouma. Kan jy sien wat die Here gedoen het? Deur iets wat sy gewilliglik gedoen het die Here haar beloon. Beloon met wat? Met familie wat sy nie gehad het nie. Daar was vreemde kinders wat haar ouma genoem het. En hulle het haar ouma genoem die dag tot haar dood, ouma. En selfs daai vrou wat hy mee getrou het haar ma genoem. 'n wildvreemde tannie, net omdat sy koffie geskink het met 'n glimlag. So die Here sal jou beloon.
Miskien staan jy ook vanoggend hier by die put soos Rebekka, en jy weet net nie wat gaan vir wat nie, jy sien net nie daar die uitkoms nie. Ek wil vanoggend jou bemoedig en sê, hou vas aan die Here, staan in die geloof. Ek het nog nooit gehoor van iemand wat sê, hy of sy staan heel hartig in die geloof, en dit gaan net sleg nie. Nee, die Here gaan vir jou krag gee, die Here gaan vir jou deurdra, maar jy moet meer en meer geloof hê in die Here. Staan vas, die Here is besig met sy plan. Amen. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Wonderlike Jesus, baie dankie vir hierdie boodskap. En ja, Here, ons loof U vir dit wat U in ons lewe doen. Kom seën ons asseblief ook in hierdie dag verder. En Here, ek kom bid in besonder vir mense wat vanoggend by die put staan, wat al moedeloos is, dat hulle vanoggend sal besef, maar kom ek gaan werk aan my karakter. Kom ek gaan wees dienend teenoor die Here. Kom ek gaan wees dienend teenoor my naaste. Kom ek staan in die geloof, selfs daar waar ek nie die uitkoms sien nie. Ek kom bid, Here, dat U, o Heilige Gees, daarmee sal werk in mense se lewens. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie geliefdes. Nou ja, kom ons sluit af met daardie lied wat op die bord verskyn. Ek wil wandel op die Godsweg. 'n lekker koortjie, kom ons sing dit lekker saam so 2 keer, want ons wil mos op daardie weg in geloof wandel saam met die Here. Kom ons staan, dan sing ons daardie lied. Ek wil wandel op die Godsweg. Mag jy 'n baie geseënde dag verder. Daar's koffie en tee. So hopelik kan julle daar ook 'n lekker glimlag en wie is daar met 'n lekker glimlag? Onthou die kalender daar agter as jy nog nie 'n verjaarsdag daar gaan skryf het nie. Skryf hom net gou vinnig vir ons daar neer asseblief. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met elkeen van u. Amen.